Goeiedag julle, Jolandi van die Bybel in 1 jaar. Vandag sluit ons af met Johannes hoofstuk 1, waar ons vanaf vers 35 kyk na die getuienisse van Jesus se eerste disippels. In verse 35 tot 40 sien ons hoe twee van Johannes die Doper se disippels Jesus begin volg, nadat Johannes uitgewys het dat Jesus die lam van God is. En in vers 41 lees ons dat een van die twee Andreas was, maar die tweede disipel word nooit pertinent geïdentifiseer nie, alhoewel baie Bybelkommentators reken dat dit waarskynlik Johannes, die evangelieskrywer, self was. Die een rede vir die aanname is dat Johannes nooit duidelik na homself verwys in sy evangelie nie, en dit vir daardie rede maklik genoeg hy self kon wees. Maar die ander rede vir die aanname is omdat Johannes die detail van die ontmoeting so akkuraat kon vaspen, dat daar met goeie rede aangeneem kan word dat dit deel van Johannes se eie getuienis gevorm het. Ons lees ook in vers 39 dat Jesus die eerste disippels 'n baie belangrike vraag vra, een wat hy steeds vandag vir elkeen van ons vra, want hy vra vir hulle: "Wat soek julle?" Nie omdat hy regtig die antwoord benodig het nie, maar eerder sodat hulle bietjie introspeksie kon doen. Want hoekom soek ons Jesus? Is ons maar net nuuskierig om te sien wat hy als vir ons kan doen, of is ons soekend na ware verhouding met hom? In verse 41 tot 43 sien ons hoe Andreas met opgewondenheid teenoor sy broer, Simon Petrus, gaan getuig dat hy die Messias ontdek het, en op daardie manier ook vir Petrus na Jesus toe lei. En dit is steeds hoe dit vandag werk, want elkeen van ons het iewers 'n Andreas gehad, wat ons aan Jesus voorgestel het, en op ons beurt is ons weer 'n Andreas vir ander mense. In verse 44 en 45 word ons aan Filippus voorgestel, wanneer Jesus die uitnodiging aan Filippus rig om ook 'n volger van hom te word. Die werkwoord volg, wat ons hier raak lees, is nie net geskryf vir die oomblik nie, maar eerder met die bedoeling om Jesus aan te hou volg as disipel. Die hoofstuk sluit af in verse 46 tot 52, waar Filippus getuienis lewer aan Nathanael, dat hy die Messias ontmoet het, wat in die Ou Testament voorspel was. En kan jy jou Filippus se teleurstelling indink, toe Nathanael met oordeel antwoord, in plaas van entoesiasme? Tog nooi Filippus hom uit, om vir homself te gaan kyk. En met die intrapslag, weet Jesus reeds dat Nathanael skepties is, en daarom kom gee hy vir hom 'n woord van wysheid. Want Jesus kom sê vir Nathanael in vers 49, dat hy gesien het hoe hy onder die vyeboom die skrifte bestudeer. So, Jesus het hom nie net gesien nie, maar hy het eintlik sy volle menswees raak gesien. En dit is ook hoekom Jesus in vers 48 kon sê, dat daar geen bedrog in Nathanael gevind kon word nie. In vers 50 lees ons dan Nathanael se getuienis, wanneer hy besef dat Jesus waarlik die Messias is. Want in verwondering antwoord hy vir Jesus deur te sê: "U is die Seun van God. U is die Koning van Israel." So, Nathanael kom erken die verhouding tussen Jesus en God die Vader, maar hy kom bevestig ook Jesus se status as Messias en Koning van Israel. En asof die oomblik nie groot genoeg was om die Messias te kon ontmoet nie, kom beloof Jesus ook aan Nathanael dat hy selfs groter dinge as hierdie sou beleef. En dit is 'n staande belofte vir elke Christen gelowige vandag. Want Jesus is nie net die Alfa nie, hy is ook die Omega, die een wat vlees geword het, juis sodat ons in ware verhouding met die Vader kan staan. Want vir elke wedergebore Christen
word Jesus die leer wat hemel en aarde verbind. Ons bonatuurlike skakel om in direkte verhouding met God te kan staan. En wanneer die grootsheid van hierdie gedagtes in ons harte land, kan ons nie anders as om vir ander van Jesus te begin vertel nie, want hierdie is 'n ware, lewendige verhouding met die koning van alle konings, Jesus Christus. Mag julle elkeen 'n geseënde dag hê. Totsiens.